Môre, hoe gaan dit by julle? Dis sommer so 'n lekker rustige vakansiedag, so in die middel van die kwartaal. Ag, dis lekker om sommer vanoggend op hierdie rustiger dag van die week met julle te gesels en 'n nuwe week in te lei. En mag die Here Jesus ook saam met ons wees en mag julle vanmôre deur die Gees die liefde ervaar wat God ook vir ons het. Dis 'n wonderlike nuwe week wat voorlê, soos ek verstaan, 'n koue een. Maar dit maak nie saak hoe koud dit daar buite is nie. Dis die Here wat vir ons die warmte in ons harte gee. Ek wil graag hierdie week begin en ek lees vanoggend Matteus 5 vers 9 en dit kom uit die geseënd wees uitsprake uit uit die bergpredikasie en daar staan: geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Nou weet julle, as ek vanmôre nou hierdie vers lees, dan kan jy dalk vanoggend baie skepties vra, vredemakers in 'n wêreld soos wat ons inleef, verwag die Here van ons om in hierdie wêreld vredemakers te wees? Wel ja, vredemakers, dit kan beskou word as een van die grondwette van gelowiges wat Jesus vir ons gegee het. Weet julle, dit is baie belangrik om hierdie teks nauwlettend te gaan lees. Daar staan, geseënd is die vredemakers. Baie keer lees ons hierdie teks verkeerd en dan dink ons daar staan eerder iets in die vorm van geseënd is die vredeliefhebbers. Maar weet julle, dis nie wat hier staan nie. Dis die wêreld wat sê ons moet vrede lief hê, maar Matteus 5 vers 9 is eintlik vir mense wat vrede maak en nie vir hulle wat vrede lief het nie. Daar's baie mense in die wêreld wat dink hulle is vredemakers. Dink byvoorbeeld net aan 'n vakansie. 'n Vakansie is 'n geleentheid om weg te kom van jou daaglikse roetines af. Om met vakansie te gaan is om vrede en kwaliteit tyd en stilte te geniet. Daar's nie 'n selfoon wat lui nie, daar's nie 'n e-pos wat jy moet antwoord nie. En almal van ons hinker na daai soort vrede, nê? Dan as ons daai soort lewe gaan soek, is ek en jy maar net vrede liefhebbers. Ons is dan nie regtig vredemakers nie. Ons ontvlug maar net die konflik. Ons hardloop maar net weg van die moeilike gesprekke af. En dit beteken eintlik maar net ons vermy goed wat eerder maar kon gebly het. Maar kom ons hoor net weer vanmôre hierdie woorde. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Nou weet julle, in hierdie konteks van Jesus beteken vredemaker. Dit beteken kalmte. En saam daarmee verbind ons die woord met 'n afwesigheid van konflik en probleme en selfs 'n afwesigheid van oorlog. Dit laat my vanoggend so dink aan Kolossense 1 vers 20 waar Paulus skryf: deur die bloed van Jesus aan die kruis het hy die vrede kom herstel. Is dit nie 'n pragtige vers nie? Jesus het gesterwe sodat daar vrede tussen God en sondaars kan kom. En as ek en jy daai boodskap van vrede aan ander mense kan oorgaan dra, dan word ons vredemakers, soos wat Jesus bedoel het vir ons om te wees. Ons moet vir mense gaan sê dat daar vrede gekom het tussen God en ons. En daai vrede kom net deur die bloed, die kruis en die dood van Jesus Christus. Vredemaker beteken alles wat die hoogste goedheid in 'n mens na vore bring. En dis eintlik wat dit beteken. Die goedheid wat dit in jou na vore bring. En daai vrede kan ek en jy net hê as die Heilige Gees in ons teenwoordig is. So mag ek en jy vandag vir hierdie week mag ons hierdie versie saam met ons neem. Geseënd is die vredemakers. En kom ons vermy dan dit nie. Kom ons doen wat Jesus van ons vra. Kom ons bid saam. Dankie dierbare Here Jesus, sommer net vir so ekstra dag van rus in die week. Maar dankie ook vanmôre vir hierdie woord. Help ons om vredemakers te wees in die wêreld.
Gee vir ons die vrede wat U vir ons tot stand gebring het, deur vir ons te sterf aan die kruis. Mag dit ons boodskap wees, mag dit die evangelie wees wat ons dra en met ander mense gaan deel. Ek vra dit en ek bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Baie dankie julle. Ek hoop julle geniet sommer hierdie lekker dag en dan praat ons môre weer. Geniet hom en as jy koud kry, maak seker jy's warm, trek lekker aan, klim onder 'n kombers in, maak vir jou ietsie warms soos koffie en dan praat ons môre weer. Totsiens.